Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Bybel sê in Matteus 5 vers 10 tot 12, Salig is die wat vervolg word, ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. Voel jy vandag, dat jy jou beste probeer, om die regte ding te doen, en om die regte pad te stap, maar ten spyte daarvan, loop net een ding, na die volgende skeef. En dit is asof die vyand, jou net nie uitlos nie. As dit is waar jy vandag in jou lewe is dit belangrik dat jy die volgende in gedagte sal hou. Die vyand sou jou nie aanval as hy nie geglo het dat jy in staat is om groot dinge te bereik nie. Dit is hoekom, as jy deur tye gaan waar jy 'n bietjie af en moedeloos is, hy jou daar wil hou. Want hy weet, dat as jy daar opstaan in God se krag, gaan jy sterker en meer doeltreffend wees as voorheen. Dit is egter uiters belangrik, dat wanneer jy deur so 'n tydperk gaan, jy nooit sal vergeet, dat jou gesindheid teenoor die omstandighede altyd belangriker is, as dit wat jy deurgaan. Moenie toelaat dat jou omstandighede jou gesindheid verander nie. Want moeilike tye gaan weer verby. Maar die verkeerde gesindheid kan groei tot 'n wortel van bitterheid, wat elke dag van jou toekoms sal vergiftig. Jy sien jou invloed in God se koninkryk, bepaal gewoonlik die vlak van aanval, wat die vyand teen jou loods. Beproewinge en toetse sal kom, maar God sal dit gebruik om die potensiaal wat hy in jou geplaas het, te ontwikkel. Jou deel is om die besluit te maak dat jy nooit gaan opgee nie. Maak nie saak wat nie, totdat jy God se beloftes in jou lewe in vervulling sien kom. Jy sien, daar's een persoon wat die duiwel nooit kan verslaan nie. En dit is die een vir wie opgee nie 'n opsie is nie. Here, te midde van die beproewings en uitdagings in my lewe, word ek vandag stil voor U. Help my om die lesse en geleenthede vir groei binne hierdie ervarings raak te sien en gee my die wysheid om wyse besluite te neem. In Jesus naam bid ek dit.